Romeine 16 vers 20 sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Amen. Jy sien, Petrus vermaan ons om wakker en op ons hoede te wees, want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek iemand om te verslind. Maar Jesus stel dit kras in Johannes 10 vers 10 as hy sê, hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Jesus het met hom te doen gehad in die woestyn nadat hy 40 dae gevas het en op sy swakste was, maar Jesus verslaan hom met die woord van God. Jy sien, Satan het gedink hy het gewen op Golgotha. Toe Jesus sy laaste asem uitblaas en sy liggaam in daai donker, koue grotgraf ingedra word, maar Jesus staan op die derde dag op uit die dood en vermorsel sy kop. Ons is nie onbekend met die vyand se planne nie, my vriend, en ons weet hoe om hom teen te staan, want dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef binne in my en jou. Ons is nie meer slawe van die sonde nie. Jy sien, die vyand se kop was vermorsel onder Jesus se voete en Jesus is nou hoof oor alles en almal, volgens Efesiërs 1 vers 22 en 23 wat sê, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. My vriend, dit beteken die vyand is onder my en jou voete. Abba Vader, baie dankie Here dat ons kan lees uit die skrif dat die vyand onder ons voete is. Here, dat al loop hy rond soos 'n brullende leeu, dat ons hom kan teenstaan. Dankie dat ons hom kan verslaan met die krag van u waarheid en u woord. Ons eer u, ons loof u en ons prys u in Jesus se naam. Amen.